Goeiedag geliefdes, ek groet julle in die naam van Jesus. Ek gaan vervolgens les nommer 38 met u behandel. En die titel van hierdie les is: wat behoort ons as gelowiges te doen wanneer ons saamkom? Ek herhaal, wat behoort te gebeur wanneer gelowiges saamkom? Nou ek spring weg deur die woorde van Jesus wat gesê het, nuwe wyn moet in nuwe wynvelle gegooi word. Nou, hier is my stelling wat ek hier so in die les begin, wat ek met die les mee begin. Nuwe wyn in nuwe velle of nuwe wynvelle is vandag nog steeds die vereiste wat Christus vir sy kerk stel. Dit het nie verander nie. Die dinge van die Here, die koninkryk van God, is nie onderhewig aan sy seisoene soos die natuur nie. Is ook nie onderhewig aan modes en giere en geite van mense nie. Die woord bly dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid sal God ook dieselfde bly. Verander nooit. Mense verander, maar Jesus nooit. Dis die koortjie wat ons sing. Nou, nuwe wynvelle, het Jesus gesê, is die ding wat die wyn gaan behou, die nuwe wyn gaan behou. Nou kom ons kyk nou daarna, kom ons sê dit nou net weer vir mekaar. Nuwe wyn in nuwe wynvelle is vandag nog steeds Jesus se vereiste vir sy kerk. Matteus 9 vers 17 is een van die plekke waar hy dit aanspreek. Hy sê, 'n mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leer sakke nie. Anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. So met ander woorde, die kerk van die Here moet werk volgens die Heilige Gees. Want die kerk het begin op Pinksterdag. Voor dit was daar nie die Nuwe Testamentiese kerk nie. Op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort word, toe het die kerk begin. En daar 3000 siele op haar eerste dag by die kerk bygevoeg, het die Here by die kerk bygevoeg, by die 120 wat in die boventrek was. So dat was dan met ander woorde, na die eerste dag van Pinkster, by die begin van die kerk, met daai verstommende gebeure, wat geklink het soos 'n magtige wind, en die spreek in tale en die tonge van vuur op die hoofde van die 11 apostels. Nou moet jy verstaan, dat dit was so aangrypend, dat mense dadelik toegestroom het, om te kom kyk, wat gaan aan? Waar het hulle toegestroom? Na die tempel toe? Nee, hierdie ding het nie gebeur by die tempel nie. Waar het dit gebeur? In die boventrek, daar waar Jesus vir hulle plek berei het, waar hulle gaan wag. Hy het gesê, julle wag daar, julle doen niks nie, totdat die Heilige Gees uitgestort word. En wanneer die Heilige Gees oor julle kom, dan sal julle dunamis krag kry, en julle sal in staat gestel word, om die koninkryk uit te brei, om die kerk te wees, en om siele te wen, en hulle te disipel, soos ek julle geleer het, soos ek vir julle gewys het. Op my manier moet julle dit doen, op die presiese voetspore van Jesus te volg. Ons moet in sy voetspore, in sy weë, bly, sy manier, en volgens sy gedagtes, nie ons gedagtes nie. Ons kan nie ons opinies verander nie. God verander nie sy opinie nie. Hy het nie 'n opinie nie. God is waarheid. Hy verander nie die waarheid nie. Waarheid kan nie verander nie. So die kerk moet dieselfde bly, maar nuwe wyn moet in nuwe wynsakke kom. Anders te skeer die ou wynsakke, die wyn gaan verlore en die sakke is geskeur. So baie kere oor die geskiedenis van die mens was daar herlewing in die kerk. Wat is herlewing? Dit is dat die Heilige Gees die mensdom terugbring na God se oorspronklike plan en sy weë, sy manier van doen, sy evangelie wat nooit verander nie, op daai manier, hoe Jesus dit gedemonstreer het en vir sy apostels geleer het en ook vir sy disipels. Dit bly dieselfde, dit moet so wees tot die dag wat Jesus sy bruid kom haal. So nou, as ons dan nou herlewing kry hier tussenin, want ons het weggesak, ons het teruggesak, ons het teruggeval, ons het veragter in die genade.
oor die eeue heen, en dan kom die Here en dan red hy weer die kerk, en hy kom met sy Heilige Gees, en tel die mense op, en onder die salwing van daai herlewing van die Heilige Gees in die harte van die mense, gebeur dit dat die kerk van die Here weer terugkeer na die ou weë waar die ware Pinksterlewe moet wees, naamlik dat die Heilige Gees lei die diens, of die Heilige Gees lei die byeenkoms, die Heilige Gees bepaal wat word gesê, die Heilige Gees bepaal wat hy gaan openbaar, en wat die Vader openbaar, en wat die Seun openbaar, en daai hele byeenkoms moet dan gebaai wees in die wil van God, hoe Vader God sy huis wil lei, hoe Jesus Christus as meester van sy huis dit lei, hy is die sentrum van daai huishouding van God. Jesus is die Here, hy is die hoof van die liggaam. As jy die hoof afkap, dan is die liggaam dood. So die hoof, Christus, is die meester van die liggaam, van die huis van God. En Vader God is die Vader van die huis. Ons is sy kinders. Ons is broers mede met Christus. Ons is deel van daardie familie van God, volgens die saad van Christus, wat van die Vader afkom. Ons het dieselfde DNA as Christus. Dis wat ons anders maak. Dis wat ons 'n koninklike priesterdom maak, anderste as ander mense. So kom ons kyk nou weer. As jy nuwe wyn aanwys, hier is herlewing, en jy gaan sit dit weer terug in die ou metodieke van hoe die kerk vervaag het en verval het en vertraag het en veragter het, en die mense manier om dit net makliker te maak vir die mens. Die meeste van die goede wat in die kerk ingekom het oor eeue, deur die kerkvaders spesifiek, was om dit makliker te maak. Wanneer hulle sien, maar daar is nie meer wonders en tekens nie, en daar word nie meer in tale gespreek, die gawes werk nie meer nie, dan sê hulle sommer, okay, kom ons besluit, daar is nie meer gawes nie. En dan leer hulle die mense so. Dis absolute nonsens. Die Here sê sy woord verander nooit. Hou by sy woord. Verander ons liewerste, ons moet verander, sodat dit weer ontvanklik sal wees vir die Heilige Gees se werking, dat ons weer gevul sal word met die Heilige Gees, en dat ons weer sal spreek in tale, en profeteer, en siekes gesond maak. As ons nie kan siekes gesond maak nie, moet ons bekeer. Dis die fout is by ons. So die kerk moet bekeer, en terugkeer na die weë van die Here. Wat het die Here gedoen? Hy het siekes gesond gemaak. Ons moet dit doen. Wat het die Here nog gedoen? Hy het wonders en tekens bedien. Wat het hy nog gedoen? Hy het mense getrek na sy koninkryk. Hy het in hulle kom woon. Hy het hulle syne gemaak. Dit is wat ons moet doen. Dit is die groot opdrag. Nou kom ons kyk nou na Matteus 9 vers 17, waar Jesus sê dit uitdruklik, as jy 'n mens gooi nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders bars die leersakke en die wyn loop uit en albei vergaan, die sakke en die wyn. Maar die herlewing vergaan, ons het dit gesien. Die herlewing hou ruk, en dan is weer terug op die ou pad. Dit moet nie so wees nie. Nuwe wyn, herlewing moet in die metodiek van hoe die kerk gefungeer het in Jesus se tyd en in die Handelinge tyd, voordat die mense dit verander het, voordat dit verwêrelds geraak het. Ons moet terugkeer na die oorspronklike. Dit is die uitdaging. So, hoe behoort so 'n byeenkoms te lyk? Elke gelowige behoort verantwoordelikheid te aanvaar vir sy eie groei. As jy nie groei nie, dan beteken dit, jy moet bietjie gaan kyk, hoe hanteer jy God? Hoe luister jy na die woord? Hoe honger is jy na die woord? Hoe dors is jy na die Heilige Gees? Hoe is jy besig om die Heilige Gees te soek en te hoor en om te vertrou vir sy gawes? En hoe bedien jy in die bediening van Jesus, in die vyfvoudige bediening? Hoe word jy blootgestel in die vyfvoudige bediening van Jesus Christus? Wat maak jy met die waarhede van God se woord? Is dit vir jou 'n groot erns? Of doen jy dit maar net om jou gewete te sis, eenmal 'n week gaan jy 'n diens bywoon? Nee, ons wat gelowiges is, ons is almal priesters vir God. Maar ons lewer 'n diens aan die mensdom.
deur hulle te gaan vertel van die Here, deur hulle tot bekering te bring, deur hulle te leer hoe om wedergebore te word en deur hulle die evangelie te verkondig, sodat die Heilige Gees hulle kan wederbaar. Ons kan hulle nie wederbaar nie. En dan moet hulle gedoop word in water nadat hulle tot bekering gekom het en wedergebore geraak het. Dit beteken die ou mens het gesterf in Christus aan sy kruis. Ons het saam met Christus daar gesterf, want hy het gesterf vir ons sondes. Nou is ons ou dinge is nou verby. As ons gesterf het, ons gesterf. Nou is ons begrawe saam met Christus. Dis die doop, is om in Christus begrawe te wees, saam met hom, in sy dood. En dan het hy in ons opgestaan. Dis wanneer jy die water uitkom. Dit symboliseer die opstandingslewe van Christus in ons. Nou hierdie goede moet herstel word, en die kerk moet terugkeer na die waarheid toe, want elkeen het sy eie opinie. Opinies gaan jou nêrens bring nie. Jy moet terugkeer na God se waarheid. Elke gelowige het hierdie verantwoordelikheid om dit te doen. Elke gelowige het die verantwoordelikheid om terug te keer, om te bekeer, en om in die perfekte wil van God te wandel. Om te wandel voor God se aangesig, in geregtigheid, in sy geregtigheid, nie ons geregtigheid nie. Ons moet in klein groepie dinamika by mekaar kom. Jy kan nie net eenmaal 'n week of eenmaal 'n maand na 'n groot vergadering van gelowiges gaan nie, want die kommunikasielyne daar en die interaksie daar in so dinamika is heeltemal anders as in klein groepies in huise waar maksimum 12 mense by mekaar kom. As jy 20 mense in 'n huis in 'n huis se sitkamer by mekaar trek, dan gaan al 20 nie kan praat nie. Veral as sommige mense wat baie graag wil baie praat. Dan kry mense al kan nie deelneem nie. Dan moet 'n genoegsame dinamika wees, dan moet 'n dinamika wees sodat daar net genoeg mense is. Moenie meer as 12 wees nie, sodat hulle kan interaksie hê en kan deelneem. Deelname is die geheim. Sonder deelname gaan jy nie groei nie. Ek het baie om hieroor te sê en ek gaan dit nog sê in ander lesse, maar ek wil net vandag vir my haas. Dit kom daarop neer dat ons moet fellowship hê. Ons moet by mekaar kom. En dit daai by mekaar kom, wanneer ons by mekaar kom in die naam van die Here, dan is die Here in ons midde. Die Bybel sê so, waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. En as God daar is, dan kan jy niks meer byvoeg nie. Dan kan jou program en jou liturgie en wat ook al jy oorgeleer is in die Bybelskole of waar ook al, jou liturgie gaan nie die krag gee nie. Dis die Heilige Gees wat die krag gaan gee. Want die Heilige Gees moet oor ons kom. Wanneer ons by mekaar kom, in die naam van Jesus, as daar 2 of meer by mekaar kom, is die Here self daar. Vader, Seun en Heilige Gees. En dit is beter as 'n miljoen ander byeenkomste waar mense by mekaar kom en hulle bepaal die program, hulle sê wat gaan volgende gebeur en hulle praat die hele tyd. En daar's niks van die Here daar te bespeer nie. Ek wil nie deel wees van sulke dooie werke nie. Ek wil deel wees van waar die Heilige Gees in beheer is. Waar die Heilige Gees bepaal wat volgende moet gebeur en wie moet dit laat gebeur, wie moet iets sê. En wat moet elke een, jy moet almal in die Heilige Gees wees, in die wynstok wees, sodat ons kan weet, wat is God se wil nou, vir my en vir almal hier. En dat ons versigtig sal wees daarmee, sodat die Here behaag sal word, nie ons nie. Nie ons denominasie se reëls nie. Dit tel niks nie, dis dooie werke. So, hierdie fellowship van die gelowiges is uiters belangrik, maar ons moet leer in klein groepies, hoe om ons te gedra in God se huishouding. Wat is God se huishouding? Dis 'n teenwoordigheid van die Here, waar Vader, Seun en Heilige Gees is. Jy ervaar Vader God wat met jou praat, jy ervaar Vader God se gees en gesindheid, sy vaderskap oor jou, want alle vaderskap kom van hom af, en dan ervaar jy Jesus Christus jou verlosser, sy teenwoordigheid, en sy werkinge, en sy bedieninge, en hy bedien deur mense, maar jy sal agterkom, dis die salwing van Christus van die profeet, is die salwing van die herder, of is die salwing van die leraar, die salwing van die apostel, en al daai het ons nodig, sodat ons kan groei, maar wanneer ons by mekaar kom, dan moet hierdie goede gebeur. So, die huishouding van God
God die Vader is die hoof van sy huishouding. Is dit 'n gebou? Dit hoef nie 'n gebou te wees nie. Geboue is gerieflik, maar die huishouding bestaan uit lede van die liggaam van Christus en dan God se teenwoordigheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Dit vorm die huishouding. En dis onder direkte leiding van die Heilige Gees, want Jesus sê, is voordelig dat ek weggaan, onderstuur vir julle die Heilige Gees, en hy sal julle leer, hy sal julle herinner, hy sal julle so lei, dat julle sal in die waarheid bly, en dit sal julle vry maak. Ons moet vrygemaak wees, ons moet nuwe wyn wees, wat 'n nuwe wynsak metodieke, interaktief deelneem in dit wat God in sy huishouding wil laat gebeur. So Jesus Christus is ook die deur van die huishouding van die Vader. Jy kan nie deel van Vader se huishouding word, as jy nie deur Jesus die deur gaan nie. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Dis sy opstandingslewe wat jou 'n kandidaat maak, van om kind te wees in God se huishouding. Jy word 'n mede-erfgenaam saam met Christus. Halleluja. Nou, wanneer Jesus dan nou die meester is, dan gaan hy definitief bedien deur mense. En ons moet sensitief wees om nou te hoor. Dis nie altyd die pastoor nie. Dis nie altyd een mens nie. Dis nie altyd die ou wat die meeste kan praat nie. Dis nie altyd die ou wat nie skaam is of so nie. Dan moet nie so iets so skaam, jy hoef jou vir niks skaam nie. Want die evangelie is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. So ons moet deelneem. Dit is iets om op trots te wees, en dit is belangrik dit is 'n opdrag, dat wanneer ons by mekaar kom, dan neem elkeen deel. Elkeen het iets. Sal nog die skrifte vir julle gee daarvoor. So, die huishouding is baie belangrik. Ek gaan nog baie met julle oor dit praat. Want mense weet nie hoe om hulle te gedra in God se teenwoordigheid nie. Hulle weet nie hoe om op te tree. Hulle spring sommer op en bring 'n taal en spring sommer op en sê iets, of hulle spring nooit op nie en daar gebeur niks. Dit is net altyd die predikant wat praat. Dis nie die huishouding van God noodwendig nie. Ons moet baie versigtig wees, want Jesus het gesê, is voordelig dat ek weggaan. En ek kom weer, maar ek kom deur my Gees. Die Heilige Gees is die gestuurde om te orkestreer wat moet gebeur. Goed, nou as ons dan nou by mekaar kom in Jesus se naam, en hy is die meester van sy huis, van die huis van sy Vader, en Vader God is in beheer van die hele ding, hy werk alles uit, en die Heilige Gees is die een wat dit laat gebeur, en die Heilige Gees doen dan die volgende, wanneer ons deelneem, dan troos hy, deur mense se woorde, deur mense se optrede. Hy stig, en hy bemoedig. Dis wat ons nodig het elke dag in ons lewe. Troosting, stigting en bemoediging. En dis wat profesieë doen. Dis wat tale en uitleg van tale doen. Dit is wat gebeur wanneer jy 'n woord van onderskeiding kry, 'n woord van kennis, 'n woord van bemoediging, 'n woord van wat ook al die Heilige Gees uitdeel soos hy wil. Dit stig die mense en dit is lewend, dis kragtig. Dit is nie net sommer net mense praatjies nie. Dit is nie 'n braaivleis kuiertjie nie. Is niks fout met 'n braaivleiskuiertjie nie, maar ek praat van 'n byeenkoms van gelowiges in die naam van die Here. Daar is die Here self. Dit sal baie gaaf wees as ons in die naam van die Here kan braaivleis ook hou. Dan sal meer mense minder praat en hulle sal ook minder drink en hulle sal ook minder vloek en afgode daar dien, soos die hele tyd oor rugby te praat en iemand te verafgod wat so goed rugby speel of wat ook al, of tennis of Olympiese spele. Ons is veronderstel om die Here te verheerlik. Ons moet die Here aanbid wanneer ons by mekaar kom. Dan moet herhaaldelik sulke oefeninge wees waar gelowiges by mekaar kom om te leer hoe om priesters vir God te wees. Hoe moet ons optree in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees se leiding? Hoe moet ons mekaar bedien? Hoe moet ons deel wees van 'n vloei van die Heilige Gees? Dan moet 'n vloei wees, 'n werking van God, en ons moet daarmee saam beweeg. Dis soos 'n simfonieorkes wat harmonieus 'n pragtige lied speel of sing saam daarmee. Dit kom daarop neer dat elkeen neem deel en dit is harmonieus, en die harmonie word bepaal deur die vloei van die Heilige Gees.
Dis nie die predikant wat dit moet bepaal nie. Die predikant moet jou toerus, sodat jy kan leer hoe om saam te vloei met die Heilige Gees. Dis ons opdrag, is om mense te leer om die Heilige Gees te ontvang, gedoop te wees met die Heilige Gees, en onder die Heilige Gees se leiding te lewe. Hy wat uit die Gees gebore is, moet deur die Gees wandel. Dis 'n opdrag. Die mense weet nie hoe om dit te doen nie. Mense kan nie profeteer nie, mense kan nie in die gawes van die Heilige Gees bedien nie, want hulle is nog nooit geleer nie. Hulle is nie prakties gehelp, by die hand gevat en sê, so doen die mense dit nie. Kom ons vertrou die Here, ek vertrou saam met jou. Kom kry 'n woord vir iemand hierso in ons vergadering. En dit is hoe ons dit moet doen. En ons kan nie aangaan met die ou leersakke nie. Ons moet in 'n nuwe wynsak kom, waar die wyn van die Heilige Gees vrylik kan vloei, en kan doen soos die Here dit wil gedoen hê. Ek hoop julle hoor my hart. So, ek gaan nou eers afsluit so by die volgende les voortgaan hiermee, hoor, tot later dan, seën vir julle baie.